We extol your holy name. It's so awesome to call upon your name, Lord. Let's praise God. He is a God not to be. And there was some paternity. Yes. Eternity as a king, Father. And he's coming.
Geliefdes, ek groet julle in wonderlike naam van Jesus vanmôre. Welkom in elkeen vanmôre. Julle is stil. Geliefdes, ons aankondiging vir die week. Vanaand kom op. Moenie dit gesê is om 4 uur. Geliefdes, Woensdag, volgende van Jesus Christus, die Pastoor Bossie, kom op geliefdes, dit hier is live, vrydag aand geen weerkomste nie, sondagoggend nie erediens, 9 uur, sondagoggend evangelisasiediens om 1600 geliefdes kom op. Verjaarsdag, maandag 17de, winter. Is dit? Kom ons in.
prys U wonderlike naam. Dankie vir die goedheid, dankie vir die genade, dankie vir die krag, Here. Dankie Here dat U ons baie aangeraak het en ons loof ons prys U daarvoor. En ons aanbid U as 'n God wat omgee vir die kinders. In Jesus naam. Amen. Oh,
is wat jy nodig het om vir Jesus te gee. Want die duiwel gedink het hy skaam met jou, kom nou en gee dit vir Jesus as ons weer sing. Jesus, kom en kom. Maar hy sê, ons moet doen dit wat die Gees dat hy ons doen. Geliefdes, kom ons luister na Olivia Bloed, dat ons die idee van dit en daarna gaan ons nou hier kom die brood. Life has been so good, I can't complain. When I'm down, God give me strength to rise again. But I'm weary of the struggle of it all. So I'm listening, oh, I'm listening for each storm. Heaven sounding sweeter all the time. Seems like lately it's always on my mind. Someday I leave this world behind. Heaven shall be treated all the time. It's hard to lose a loved one to the grave, but we have that blessed hope that Jesus gave. Someday you are brought from your life. When we meet him in the
Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Wat jy my voor van baie getuienis oor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Dra jou deel van die ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. 'n Soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. Here seën die lees ons die woord ons harte. Ek en jy wat die agtergrond ken van hierdie brief wat Paulus aan Timoteus skryf sal weet. Hy is 'n jong man, nie in die natuur maar in die gees by Paulus. Nou as ek vanmorgen hierdie skrifgedeelte tema gegee, dan wil ek vir u kom sê, jy is 'n goeie soldaat wat deur Christus self goedgekeur is. Die kerk is net 'n opleidingsbasis waar ons jou moet leer hoe om 'n oorwinning soos Christus te leef. Is jy met my? En die eerste versie praat van sterk wees. Enige militaire beweging vat die sommer met rappensiemaat. Daar is 'n keeringsproses. Jy moet gezond wees, sterk wees. En as ek so terug dink aan Daniel, as die samenwees, onthou jy, Daniel en sy vriende, as 'n sekere kriteria. Dat ek nie se kriteria is, jy glo, jy vertrou, en jy maak staat op die Here. Dit is jou kriteria. Jy sal nie verniet vanmorgen hier sit, as jy hier God goedgekeur is, om in hom regiment te dien. Jy sal by die huis gesit het, jy sal op ander plekke gewees het, en gedoen het wat jy wil. Is jy nie saam met my? Ek wil hê jy moet weet, jy is 'n goeie soldaat. Jy is klaar gekeer. Jy moet net begin diens doen. Die platform van jou diens doen is genade. Jy is nie hier op grond van verdienste nie. Want as het volgens verdienste is, dan sou jy nie hier gewees het nie. Is jy met my? Ek wil even mooi bestaan, in die gees moet ek en jy onthou. Jy is alreeds toegerus met uniform. Is jy met my? Jy moet begin aanmeld met die basis en bestel jouself beskikbaar. Tweede versie sê, wat jy my voor die getuienis wil verkondig het, is Paulus wat jy praat. Hy sê nou vir Timoteus, jy het nie ons al gehoor, en waar jy nou doen, ek weet jy moet dit onthou. En jy moet dit aan bekwame mense oordra. Is jy met my? Jy sien, ek wil van hierdie kerk nou praat. As jy na die naam kyk, as jy by die kruis. Nee? Kom ek het nie gaan voel na Christus. Soldate van 'n spyker en 'n hamer en hulle kap in Jesus se hande. Op grond van instruksie. Wat wil ek vanmorgen vir sê? 'n Soldaat werk volgens instruksie. Hy moet doen wat hom gesê word.
jy 'n goeie soldaat vir Christus moet wees, moet jy luister na sy Heilige Gees. Want hy het weggegaan en hy het die Gees gestuur en jy moet leer om na die Heilige Gees te luister. Is jy met my? Al sê die mense wat hier in die opleidingsbasis, al doen hulle wat, jy moet na die Heilige Gees luister. Want die Heilige Gees is die hoogste krag. Sien as jy in al die opleidingsbasis se kerke wat die mense regtig Christus nommer 1 maak. Is jy met my? Sommige kerke gaan jy instap en die leier word gaan bid. Is jy met my? Alles gaan om die leier. Daar gaan niks om Christus nie. Net wat vanmorgen wat jy sê, punt nommer 1, omdat jy goed gekeer is, om in hierdie regiment van Christus te dien, moet jy begin optree, soos iemand wat dit waardig is. Is jy met my? Jy moet die waarde wat jy het, na die tafel toe bring. Vir die wat 'n probleem het met waardigheid, al die dinge wat mense aan jou gedoen het, getuig van niks dat hulle jou waarde afgevat het. In God se oog is jy kosbaar, bring jy kosbaar, dit hang net aan jou af. Vers 3, draai jou deel van die ontberings soos 'n goeie soldaat. En jy moet oplet, daar waar jy bly, waar jy loop, waar jy sit, waar jy staan, is baie dinge wat jy moet ontbeer. Net omdat jy die Here aangeneem het, omdat jy lief is vir die Here, is daar sekere mense wat jou nie like. Hulle ken nie eens jou naam nie, hulle weet nie waar kom jy nie, maar hulle kyk na jou en hulle like jou nie. Sien net my? Nou wat doen jy? Jy sit jou volle wagmoester. Sien net my? Want jy is in die regiment van Christus, wat leer om jou volle wagmoester te doen. Waar begin jy? Jy sit jou skuld op. Moet jy laat mense van jou gedagte of van jou droom maak. Sien net my? Jy sien dat jy ons weet sekere plekke is, maar jy moet sien wie is supervisor. Wie call die shots? Nee? Jy moet waaksaam aan doen wees. Die Heilige Gees is die een wat die shots call in jou lewe. Is jy met my? Ja? Kom ons gaan na die militaire setup toe. Maar ek is gelukkig is een van die manne wat in die 83 opgeleid is. Amen. Daar is verskillende dinge waarin 'n soldaat opgeleid word. Hy word nie opgeleid om 'n wapen te vat om te skiet. Is jy met my? Daar is sekere ontberings wat jy kan doen. En weet jy wat? Die Suid-Afrikaanse soldaat moet 1 keer per maand een 2,4 kilometer hardloop. Vraag maar af om Niels dat jy dinge vlieg, of enige man wat in die weermacht was. Wat sê dit? Jy in jou geestelike wedloop, waar jy hardloop, moet jy sorg dat jy fiks genoeg is. Daar in jou binnenkamer, moet jy die dinge beoefen van die koninkryk, nie noodwendig van die kerk. Is jy met my? Want jou ontberings gaan jy teerkom, daar waar jou werksplek. Daar waar jy loop, waar jy sit en waar jy staan, gaan ontberings kom, wat jou droom om op te tree, soos 'n soldaat van Jesus. Ja, baie mense is die soldaat van Jesus, hulle is soldaat van hulle kerk, of van die pastoor, of die apostel, of die profeet. Nee, ek wil vanmorgen vir jy kom sê, is tyd dat jy moet weet, die wapen wat gewoonlik voor die bors en op die berei van die soldaat is, getuig van waar hy opgeleid is, en hoe hy opgeleid is, en wat er afdeling, swart berei, maroon berei, en maak jy sy die berei, sê, ek is vandaag gemeente. En baie mense slaag nie daarin, om die naam van die Here hoog te hou, by hulle werkplekke nie. Jy praat soos die mense, jy loop soos hulle, jy dieselfde maniere as hulle. Mense kan nie die
sien dat daar 'n lig in jou lewe verskyn nie. Maar as jou mond oop gaan, jy hoef nie noodwendig te praat van die Bybel sê nie. Maar net die manier hoe jy praat, die passie en die heerlikheid van die Here wat op jou rus, al groet jy net, mense kan sien, jy is 'n goeie soldaat van Jesus. De laatste versie, een soldaat in actieve dienst, was hij bevelvoerder op de vredesstraat. Halleluja. Mensen zeggen, jij kan niet zoals Jesus wees niet. Maar kom eens even vanmorgen. Als je net zo'n 3 druppeltjes van Christus, zijn persoonlijkheid aan jou, gaan het wijs. Daar gaat licht in die donker tunnel weer. Jy hoef nie noodwendig alles te doen op die straat, dat mense moet sien nie. Moet nie parasities wees nie. Moet nie soos 'n skrifgeleerde wees nie, maar wees net jouself. So belangrik dat 'n mens in die samelewing sien jy nie meer mense met wie jy jou hand kan uitpraat en regtig dit wat jou hinder, of dit wat vir jou 'n struikelblok is, meer deel nie. Maar daar is te min goeie soldaten van Christus in actieve dienst. Allemaal wil net een stijl vang en hulle moet geluister word. Maar hy het nie gehoor vir jou om te luister as jy vir iets sê nie. Want elke soldaat, hy hoef nie uniform aan te hê om te wys hy is 'n soldaat. Die manier hoe hy loop, getuig dat hy man is 'n soldaat. Die manier hoe hy praat. En weet, ek wil vanmorgen vir jy so, baie keer maak hierdie titels in kerke, hy dryf 'n wig tussen ons mense. Want almal wil nou net pastore en ouderlinge en apostels wees. Dit breek die waardigheid af van die gewone lidmaat wat regtig toegewyd is om die Here te dien in gees en in waarheid. Ek wil vanmorgen vir sê, jy is goedgekeur, jy het waardigheid, jy moet het aanwend en gebruik. Dit maak nie saak wat mense van jou dink nie. En weet jy wat? Kom ek sê of iets. God sê iets, mense sê iets, en ek en jy sê iets. Wat sê goed draagkrag? Is dit nie wat God sê nie? God sê jy is kosbaar in my oog. Jy is my oogappel. Is dit nie tyd dat jy in jou actieve dienst moet glo dit wat God sê nie? Dit het ook tyd geword. Sien, hierdie mense rondom jou, hulle gaan kyk neer op jou. Ja, baie van hulle is soos hoenders. Hulle bly in jou grond krap. Maar ek en jy is hoogtyd dat ons moet besef, ons is armste. Ons moet opstyg en daarbo wees. Ons moet as 'n nes daarbo wees. Ons nes is daarbo. Amen. Ons moet nie soos 'n hond en 'n hoender wees, wat al ewig te soek hier in die grond nie. Is nie met my? As 'n mens in gewone dienst is, dan waar jy nie oor klein dingetjies nie. Ek dink as Christus met ons praat, dan sê hy, hoe bekommerd is oor wat jy na gaan eet, wat jy na gaan drink, wat gaan doen. Klink dit bekend? Ek wil vanmorgen die boodskap afsluit en vir u kom sê, as die boere tent koop, splinter nie, die sit om waar hy moet wees, en die reën kom, dit reën 3 of 4 dae lang. Toe hy by die tent gaan, toe is daar niks water. Wat wil jy eintlik vir u sê? Die boer het vergeet om die deksel bo af te haal. Baie van ek en u, ons kry al die reën, al die blessings, maar dit val af. Dit gaan nergens in, by ek en u nie. Nou,
lei om 'n goeie soldaat van Christus te wees. Nie in die kerk met die kruis nie, of ander kerk nie. No, nee. Jy moet bewus word. Christus het sy Heilige Gees vir jou en vir my gegee om ons te leer hoe om 'n goeie soldaat te wees. Dit hang nie van jou af. Amen. En die sal opleid. En die gesien het die een oor gekry. Van die een oor gekry. Het die een oor gekry. Het die een oor gekry. Nee. God het jou 2 gegee. Indien jou een oog nie mooi kan sien, kan jy alle een om het op. Dus jy sê met die oor. Wanneer jy iemand in jou linker oor gepraat het, en die oor nie so mooi nie, dan kan jy met jou rechter oor draai. En ek is so dankbaar, die Heilige Gees. As jy nie mooi hoor het, dan is soos iemand met jou klip, jy word wakker man. Amen. En dan staan jy by jou huis en jy kyk so en jy sien iemand niet voorbij gekom. Had niemand voorbij gekom nie. Die Heilige Gees wil net kyk of jy jou oor recht gebruik. Amen. Nou, as mense na die gewone soldaten kyk, dan sien die manne in range. Is nie met my? Baie mense sê, in die kerk het ons oor range. Ek wil nie saamstem. Want ek sien hierdie pastoorskap vir my as rang nie. Ek bid altyd, Here, as U wat my Heer en Meester was, bereid was om die boekleed uit te trek, op die knieën te gaan, en die volgelinge se voete te was, leer my ook so. Want weet jy wat, 'n mens hoor baie duideliker. Jy kan beter met God praat, as jy op jou knieën is. Jy kan beter diens doen, as jy op jou knieën is. Want om op jou knieën te wees, is 'n bron van krag, is 'n bron van inspirasie, is 'n bron van, jy is bewus, daar is 'n God in die hemel wat leef. En dit maak nie saak, wat er gesag oor jou aangestel is nie. Dit is nie waaroor jy jou moet bekommer nie. Jy moet net nie die naam van die Here wat oor jou lewe uitgeroep is in die modder sleep of beswatter nie. Ek sê baie mense weet nie, die God is alleen. Daar is 'n hoogste lyn en daar is 'n laagste lyn. Die hoogste lyn is, as jy te hoogmoedig word, dan gebeur dit wat in die Bybel gebeur het. God skop jou sy koninkryk. As jy te hoogmoedig word, dan wek die Heilige Gees. Heilige Gees wil nie meer saam met jou wees nie, want jy is te hoogmoedig. Die laagste lyn is, wanneer jy te veel dinge doen, om jou liggaam te ontheilig, en die Gees van die Here te bedroef, dan staan die Heilige Gees terug. Is jy met my? 'n goeie soldaat maak altyd seker, uniform of nie uniform nie, sy gedrag, sy maniere, die musiek wat hy na luister, wat hom beïnvloed, wat hom motiveer, wat hom dryf. Dit is die dinge wat die moreel van 'n soldaat bepaal. En jy as 'n Christen soldaat, ek wil vanmôre vir jou sê, kyk 'n bietjie hoe jou lewe ingerig is. Die dinge wat jy doen, wat jy dink, wat jy wens, wat jy verlang, wat jy begeer, help dit jou om 'n goeie soldaat vir Christus te wees. Of breek dit jou af? Ek wil even sê, slegte gesprekke bederf goeie sedes. Is nie net my. Jy kan nie aan ewige mense se geselskap wees wat van jou ore 'n vuurhoek drommel maak. Is nie net my. Kom ons by ons Vader. Ons sal baie dankie ons Hemelse Vader. Here, dat ons vanmôre 'n begeerte het om goeie soldate vir U die Here te wees. Ek bid vanmôre, Here, help ons, rus ons toe met die Heilige Gees, sodat elke faset in ons lewe oop sal wees vir die Heilige Gees. Bid en bly dit met hele dank sê. Amen.
Prys die Here. Liefdes, ek hoop en bid vanmôre dat elkeen wat hier teenwoordig is, die Here op ons kan wees, dat hy 'n goeie soldaat is. Die soldaat is eerlik, wat uitgaan en veg vir iemand. Veg ons vir ons vader. Liefdes, ons sal die laaste liedjie sing. Terwyl ons in dienes in die altaar sit. Jesus took my vengeance and all Amen.